Goeiedag al julle wonderlike, lieflike mense. Ek wil vandag vir jou sê, as jy die Here liefhet, as jy in die Here glo, is hierdie boodskap vir jou. En as jy nog nie die Here liefhet nie, en jy glo nog nie in hom nie, dan is dit nou tyd dat jy dit doen. Want die tyd is min, en die Here is ons lief, die Here het vir ons gesterwe. En daarom kyk ek vandag vir julle hierso in Jesaja 43. Ons het dit al hoeveel keer gelees in ons lewe. Ons weet al basies wat daar woord vir woord staan. Maar, kom ons gaan 'n bietjie verder in Jesaja 43 en dan kyk ons wat daar staan. Miskien mis ons dit baie keer, want ons wil net hierdie een stukkie hoor van, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Maar, kom ons kyk verder. Ek gaan in elk geval die hele stukkie lees, tot waar ek my teksgedeelte uithaal. Maar nou, so sê die Here, jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, daar sê, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, prys sy naam. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Goed, dit is 'n woord wat baie min gebruik word, jou heiland. In die ou Saxon taal was die heiland woord gebruik, dit beteken redder, ook 'n Germaans, dit beteken redder. Dit is basies Jesus Christus, hy is ons redder. Maar ek wil gou vir julle hierso verder kyk, by Jesaja 49 vers 2 staan daar geskryf, en ek sal jou verdrukkers hulle eie vlees laat eet. Dit is alles deel van die redder, né? Alles deel van die redder wat hy gaan doen. Hy sal die verdrukkers hulle eie vlees laat eet, en hulle eie bloed sal hulle dronk word, soos van mos. Dan sal alle vlees gewaar word, dat ek die Here jou heiland is, en jou verlosser, die almagtige van Jakob. Hoe wonderlik is dit, dit word so oor en oor vir ons gesê, geproklameer, bestempel, dat ons beskerm is deur God. Ons kyk verder hierso. Hy sê daarso, ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Ek wil gou vir julle hierdie ander stukkie lees hierso, wat aansluit daarby. Hier staan geskryf in Psalm 68 vers 32. Edeles sal uit Egipte kom, Kus sal haastig sy hande uitsteek na God. Kyk hoe volmaak, hoe presies word God se woord vir ons uiteengegee. As ons net so 'n bietjie, kom ons sê dit rondshop, en kyk na alles wat hy vir ons gee. God is almagtig, hy is die koning, hy is God wat die hemel en aarde gemaak het. En alles wat hy sê, sê hy met 'n doel. Elke stukkie wat in sy boodskappe, in sy woord is, word met 'n rede gegee, en op presies die regte plek gegee. Hy is almagtig. Right, kom ons gaan 'n bietjie verder hierso, dan kyk ons, omdat jy kostelike, dit beteken nie jy's 'n grap, iets om oor te lag nie, kostelik beteken ons is duur vir God, ons is duur, omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is, dit beteken, dit onderskryf nou die kostelik, hoog geag, dit is wat die waarde wat ons in God, by God het, hoog geag is, en ek jou lief het. Dit staan die Bybel vol geskryf, dat God ons lief het. Daarom gee ek mense in jou plek, en volke vir jou lewe. Vers 5 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring, en jy versamel van die weste af. Ons kyk net gou daarso wat daai enetjie daar, vers 5, hier staan geskryf,
in die eerste vers van hierdie selfde hoofstuk 43. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. In die eerste versie al. Hier staan in die 5de vers, wees nie bevrees nie. God beskerm ons. Hy sê hierso in, waar het ek nou gou gekyk, hierso by Jesaja 41, vers 10. Raai wat staan daar? Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Dit is wonderlik, dit is hemels goed hierdie. Ons kyk verder wat sê hy daarso. Jesaja 41 vers 13, sommer nog in dieselfde een. Want ek die Here jou God gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Nee, is dit nie wonderlik nie? Ons kyk verder, Jesaja 44 vers 2. 44 vers 2, wat sê hy hierso? Hy sê, so sê die Here jou maker en jou formeerder van die moederskoot af, wat jou help. Wat sê hy? Wees nie bevrees nie, Jakob my knegg, en Jesuren, wat ek uitverkies het, wees nie bevrees nie, want die God die Almagtige is daar. Hy sê hy verlaat ons nooit, hy is altyd met ons, hy sal ons beskerm, want ons is vir hom kosbaar, hooggeag, kostelik en hooggeag. Ons onthou ons is ook duur gekoop. Sy seun het met sy lewe betaal om ons vry te maak. En hy help ons, wees nie bevrees nie. 1 Timoteus 1 vers 7 sê, want hy gee ons nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Dis 'n almagtige God wat om ons is, wat oor ons is, wat vir ons is, wat vir ons opstaan en ons beskerm. Wees nie bevrees nie, want God is altyd met jou. Kyk nie angstig rond nie, want hy help jou. Kom ons besluit vandag, dat ons die vyand in die oog gaan kyk, want die woord van die Here sê, weerstaan hom. Want hy is magteloos, hy is kragteloos gestel deur die kruis. Hy kan jou nie niks doen, hy kan blaf. Hy kan rondloop soos 'n brullende leeu, maar hy byt nie. Hy kan nie aanval nie. Hy is kragteloos. Hy gaan jou probeer afskrik. Hy gaan probeer allerhande geleide maak om jou te ontspoor. Maar God sê hierso in 'n paar verse gou vir ons, wees nie bevrees nie, want hy help ons, hy is by ons. Weerstaan hom en hy sal van jou wegvlug. En hy gaan jou nie weer pla nie, want hy weet, die Gees van God bly in jou, en hy gaan in jou bly, vir altyd. En hy gaan jou nie weer kom pla nie. Kom ons bedoen daai ding, kom ons vertrou die Here, kom ons staan op sy woord, en ons veg vir sy woord, ons veg vir sy heiligdom, vir sy woord, vir dit wat hy vir ons doen elke dag. Kom ons staan teen dit, en ons verheerlik hom daardeur. In die Here Jesus heilige naam bid ek dit vir julle, en ek wens julle 'n wonderlike nagrus toe. Goeienaand.